Goeiemôre liewe vriende. Ons het vanoggend reeds erediens gehad en die ou tegnologie is mos nou wonderlik as dit werk, maar as dit jou in die steek laat dit jou in die steek. So ek gesels vanoggend saam met jou sommer hier uit die sitkamer uit na vanoggend se erediens, omdat dit vir ons belangrik is dat u ook saam met ons deel in vanoggend se woordverkondiging, sodat dit ook vir u sin maak as ons in die week met ons WhatsApps en ons weeklikse inoefening voortgaan, en dat u die woordverkondiging van vanoggend as 'n vertrekpunt sal hê om hierdie week dan ook in te gaan en in te oefen dit wat die Here van ons ook vra om saam met hom te doen, sodat ons in sy koninkryk kan leef, in sy wêreld, in sy groter beweging, ook in hierdie wêreld saam met hom kan leef. So dis 'n voorreg om saam met jou te wees, en dis regtig my gebed dat die Here ons saam wees ook vanoggend baie ryklik sal seën. Kom ons sit so vir 'n paar oomblikke en dan bid ons net saam. Here, baie dankie dat ons ook op hierdie manier vanoggend bymekaar kan wees en kan weet dat u hier is om ook vir ons in hierdie oomblikke bewus te maak van u teenwoordigheid by ons, maar terselfdertyd dat u ons opnuut ook weer innooi om in u beweging in hierdie wêreld betrokke te raak, en terselfdertyd ook u beweging in die wêreld raak te sien en te groei in begrip en fyn aanvoeling. Seën ons in ons saamwees vanoggend en ons oordeenking, mag dit ook wees tot eer van u naam. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Wanneer ons vandag by mekaar is, dan sê ons vir mekaar dat ons leef saam met God in 'n beweging in hierdie wêreld, sy beweging in hierdie wêreld. Ons leef hom nie vooruit nie, en ons leef hom uiteindelik ook nie agterna nie, maar ons is mense wat met oop hande en oop harte en oop oë in hierdie wêreld leef. Sintuie wat ontvanklik is, sodat die Here ook ons harte kan fokus en rig, en ons hom laat volg op die plekke waar hy ons graag wil gebruik in hierdie wêreld. Ons het verlede week het ons by Johannes gehoor, toe hulle vir Jesus gevra het, waar bly hy? Toe sê hy, kom saam en kom kyk. So die Here roep ons om in 'n wêreld waarin daar onsekerheid is, dikwels met 'n kort woord soos kom kyk, nader te staan en te kyk waarmee hy in hierdie wêreld besig is. En dit beteken nie noodwendig 'n volledige padkaart nie, dit beteken nie 'n volledige blou druk nie, dit beteken doeteenvoudige uitnodiging tot 'n beweging in vertroue. So uiteindelik moet ons vir mekaar sê, wanneer ons geroep word, is daar nie altyd sekerhede nie. Daar's nie altyd waarborge nie. Dit begin letterlik met 'n stuk gehoorsaamheid. En dan vra gehoorsaamheid dat ons sal beweeg. Is soos wanneer ma roep en sê, die kos is reg, en die kinders sal antwoord en sê, ma, ons kom nou. En dan ken ons die belewenis en die ervaring dat daardie nou baie keer nooit kom nie, en dat dit uiteindelik lei tot koue kos. So roeping of 'n roep na iemand vra uiteindelik 'n stuk beweeglikheid, 'n beweging waarin ons aan beweeg kom. Maar ons het dit ook nou al agtergekom dat wanneer 'n mens beweeg, dan kan jy baie keer val. So daar moet ook 'n stuk veerkragtigheid wees. Ons moet kan val en opstaan en verder gaan. Ons moet kan bly staan as die pad moeilik raak. So veerkragtigheid. Weer aangaan. Om die terugslaaf van die lewe die hoof te bied, of dit hanteer, daardeur te gaan en aan te gaan. En dis waarvoor die Here ons vandag roep. So kom die stroom vandag verder gaan, ons gaan van roeping na beweging,
en uiteindelik van beweging na veerkragtigheid. Want ons het dit in hierdie lewe nodig. So ons is vandag met 'n tema besig wat sê om saam met God binne in sy groter verhaal, sy groter beweging te leef met beweeglikheid en veerkragtigheid. En ons gaan by Abraham, die vader van alle gelowiges, gaan ons in Genesis 12 hoor hoe dit werk wanneer God iemand roep. Uiteindelik is Abraham die eerste van die aardsvaders. So met Abraham se roeping begin daar 'n hele beweging, 'n hele stuk geskiedenis wat al die nasies uiteindelik sou beïnvloed. So luister saam met my na die 4 kort verse uit Genesis 12 en dan kan jy later self hierdie gedeelte ook, die hele gedeelte lees. Maar Genesis 12 waar dit handel oor die roeping van Abraham staan daar die volgende: die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af na die land toe, wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek, en jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here, en Lot het saam met hom getrek. Abraham was 75 toe hy uit Haran weggetrek het. So uiteindelik moet ons vir mekaar sê, Genesis 12 help ons vanoggend om iets te verstaan van wanneer God iemand roep. Ek wil hê jy moet van die begin af weet dat as ons oor Abraham praat en ons praat oor Abraham se roeping, dat dit nie die verhaal is van 'n man wat met 'n nuwe geestelike pad begin het nie. Of vir die eerste keer met 'n geestelike pad begin het nie. Hier by Abraham begin 'n hele nuwe beweging, die begin van God met sy volk, met die geskiedenis, met die wêreld. Want God sê vir Abraham, trek uit jou land, na die land wat ek vir jou sal wys. Baie interessant, God sê nie vir een oomblik, Abraham, verbeter jouself en wanneer jy op 'n bepaalde geestelike vlak is, dan kan ek jou nou vir goeders begin gebruik nie. Abraham kry die eenvoudige woord, trek uit jou land, na die land wat ek vir jou sal wys. Dis God se uitnodiging aan Abraham om te sê, ek is besig met die wêreld, ek maak jou een van die karakters in my verhaal met die wêreld. Ek bly die hoofkarakter as God, maar jy word een van die subkarakters, een van die ondersteunende spelers in hierdie verhaal met die wêreld. So Abraham kry 'n uitnodiging om letterlik as 'n gaskunstenaar of as 'n besoekende toneelspeler betrokke te raak, om 'n rol te speel in 'n gedeelte, in 'n seisoen van God se storie. Abraham word ingetrek in God se beweging. Nie omdat hy alles verstaan nie. Nie omdat hy geweet het presies wat dit behels toe God gesê het, trek uit jou land en ek sal vir jou wys waarheen jy gaan nie. Abraham kan blootgaan omdat God getrou is. En dis ons geloof. Ons leef nie met individuele oortuigings of op geestelike ervarings nie. Ons leef almal binne God se groter verhaal. Die storie van lig, van belofte, van versoening en 'n nuwe lewe wat in die Bybel 'n goue draad het van Genesis dwarsdeur tot Openbaring. So vandag wil ons soos 'n goeie TV-reeks vir mekaar sê, previously on, en so 'n bietjie recap en terugkyk, mekaar herinner aan God se groter storie, maar dan op 'n subtiele manier ook vir mekaar sê,
in die volgende episode, die voorprent, die lokprent, is dit waarna jy kan uitsien. Is dit wat jy kan verwag. En dis waar my epifanie ons help, om uiteindelik herinner te word, wie is God? Uiteindelik te sê, waarheen beweeg hy? En dan te sê, maar as ek vandag op 25 Januarie in my lewe sit, waar is ek in hierdie storie? Waar pas ek in? Waar is my plek? Waar is my rol? Watter karakter moet ek vertolk in hierdie verhaal van God met die wêreld? En ons word ingenooi, nie net om te glo nie, om saam met God te beweeg, saam met God te leef binne in hierdie groter verhaal. Interessant as jy Genesis 12 kyk, dis maar redelik vaag. God gee nie vir Abraham 'n kaart nie. Hy sit hom nie deur 'n opleidingskursus nie, daar's nie 'n tydlyn nie, daar's nie 'n plan nie, daar's nie detail nie, daar's niks risikobeskrywings nie, daar's nie voorsiening nie, daar's nie roete nie, daar's ook nie eindpunt nie. Al wat God sê is, trek uit jou land, na die een wat ek jou sal wys. Met ander woorde, nie eers ek sal vir jou verduidelik en dan kan jy besluit nie, Abraham, maar kom leef saam met my en terwyl ons op pad is, leer ons saam. En leer jy by my. So, roeping vra beweeglikheid. Beweeglikheid wat beteken ek is oop as God my roep. Ek is oop as God sê trek. Beweeg. Binne my beweging. Daarom klou ek nie krampagtig vas nie, my hande is oop. My hande is los. Ek is ook nie so gefokus dat God nie my rigting kan verander nie. Dat God my nie in 'n ander rigting kan stuur nie. Maar ek is ook gehoorsaam, luisterend, onderskeidend, sodat ek nie voor God uithardloop nie, of dat ek op een of ander manier agterna gesleep moet word nie. En dan belangrik, ek leef luisterend, onderskeidend. Ek neem waar wat rondom my gebeur, waarmee is God in my omgewing reeds besig. Dit het ons verlede week by Johannes gehoor. Ek en jy hoor telkens, kom kyk, kom sien vir jouself. So dit gaan nie oor beheer nie, dit gaan oor beskikbaarheid. Dit gaan nie oor sekerheid nie, dit gaan oor vertroue. Dit gaan nie oor voorspelbaarheid nie, maar dit gaan oor gehoorsaamheid op 'n spesifieke oomblik van my lewe. So, hierdie geloof maak dit ek en jy nie kan passief wees nie. Ons kan nie sit en hoop vir beter dae nie. Dit maak ons juis oplettend. Dit maak ons sensitief. Ons kyk anders na ons eie lewens. Ons begin ons werk in 'n ander lig sien. Ons verhoudings, ons besluite. Ek begin stadig maar seker fyn onderskei deur die leiding van die Heilige Gees waarmee God besig is. Hoe lyk God se beweging in die gewone van my elke dag se lewe? En daarom is beweeglikheid nie 'n stuk onsekerheid nie. Dis 'n lewenshouding van openheid. Gereed om te gaan. Gereed om te trek. Maar dis hoekom ek jou uitnooi om van vers 5 af ook verder te lees. Want Genesis 12 wys vir ons dat Abraham se pad nie makliker word die dag toe hy uit Haran uittrek nie. Die feit dat hy gehoorsaam was, verseker nie 'n gemaklike reis nie.
Sy gehoorsaamheid bring nie by hom onmiddellik veiligheid en stabiliteit of bevestiging nie. Let wel, hy beweeg weg van sy bekende grond, weg van familie en vriendekringe, weg van 'n gevestigde identiteit, die onbekende in. Maar Abraham bly loop. En dis waar veerkragtigheid inkom. Dis nie 'n verharding van hart nie, dis nie 'n hardheid van hart nie, dis nie om op jou tande te byt net om te oorleef nie. Dis uiteindelik die vermoë om staande te bly, selfs wanneer die pad nie duidelik is nie. Om weer op te staan as ek geval het, om aan te hou vertrou as die uitkoms van die belofte nog nie sigbaar is nie. Dis om te volhard sonder om te verhard. En dit sien ons by Abraham, die sekerheid lê nie in homself nie, die sekerheid lê in God se trou. Hy leer om sy lewe nie te bou op voorspelbaarheid of beheer of prestasie of menslike bevestiging nie, maar op die karakter van God. Op die God van Abraham, Isak en Jakob, die God wat getrou bly tot in alle ewigheid, die God wie se karakter betroubaar is. Gister, vandag tot in alle ewigheid dieselfde God. En dis hoekom beweeglikheid en veerkragtigheid mekaar nodig het. Want ek kan beweeglik wees, maar as ek nie veerkragtigheid het nie, is ek onstabiel, ek is rusteloos, ek is rigtingloos, ek sukkel om op te kom. Maar veerkragtigheid wat nie beweging in het nie, maak my hart, maak my spiere styf, sluit my af, isoleer my, maak dat ek deeltyd op die verdediging is. So die twee, beweeglikheid en veerkragtigheid, vorm 'n geloofshouding wat kan beweeg en kan bly staan en kan val en opstaan en aangaan, wat kan luister, wat kan volhard, wat kan oop wees, maar tog diep gewortel in God se trou. Dis die soort geloof wat nie net begin nie. Dis 'n geloof wat aanhou. Ons het reeds dit vir mekaar gesê, maar ek dink ons moet dit net so bietjie dieper inkleer. So bietjie meer pertinent maak. Dis God se beloftes wat hierdie beweging dra. Dis nie Abraham se sekerheid of Abraham se persoonlikheid of Abraham se karakter nie. Abraham ontvang nie 'n padkaart nie, hy kry 'n belofte. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën, ek sal jou 'n seën maak. Dit is opvallend in hierdie teks, dis net God wat praat. Ek sal. So dit gaan nie oor Abraham se kapasiteit nie, oor sy instig nie, oor groot of klein geloof of enigstens geloof nie, maar dit gaan oor God se inisiatief en God se vertroue en God se getrouheid. So Abraham is nie perfek nie, sy geloof ook nie. Hy weet nie waar hy gaan nie. Hy verstaan nie hoe alles uitwerk nie. Hy het nie 'n waarborg oor veiligheid, sukses of enigstens gemaak nie. Inteendeel, al wat hy het, en dit het ons ontdek, hy het genoeg lig om die volgende tree te gee. Hy het 'n woord van God. Hy het 'n belofte van God se teenwoordigheid. Hy het 'n toekoms wat deur God self gedra word. Dis waar veerkragtigheid konkreet word. Dis nie die vermoë om alles reg te doen nie, maar die vermoë om aan God vas te hou wanneer dinge onseker raak. So ek en jy is nie ingesluit in hierdie verhaal omdat ons so goed en so wonderlik glo nie. Dit gaan uiteindelik daaroor dat ons in God se storie ingetrek word, binne hierdie groter verhaal, omdat God getrou bly, selfs wanneer ons wankel, selfs wanneer ons val. So ek en jy kan vandag 'n stuk rus in ons binneste kry, 'n vryheid. Ek hoef nie alles te verstaan,
om gehoorsaam te wees nie. Ek hoef nie beheer te hê oor alles om veilig te wees nie. Ek hoef nie oor alles sekerheid te hê om te kan beweeg nie. Ek leef uit vertroue, nie uit voorspelbaarheid nie. En juist dit maak volgehoue gehoorsaamheid moontlik. En dan nie krampagtig of vreesgedrewe nie, om met vrymoedigheid gedra deur 'n belofte van 'n God wat gesê het, ek sal julle God wees en julle sal my volk wees. So vriende, op hierdie dag hoor ek hoe God my innooi om deel te wees van sy groter verhaal, om te leef saam met hom binne in hierdie groter verhaal. So Abraham is nie vandag 'n geskiedenisles van 'n ou een of ander tyd, 75 jaar oud, wat gehoor het hy moet trek nie. God sit vandag die geloofspieël voor jou neer en hy sê, hoe lyk jou lewe? Hy roep nie net 'n oom in die woestyn nie. Hy roep mense vandag nog saam met hom in hierdie groter beweging te leef. In sy missionary, in sy sending binne hierdie wêreld. Ek wil hê jy moet verder ontspan. Nie almal se roeping lyk dieselfde nie. Jy kan verder ontspan, daar word nie vir almal gesê trek uit jou land uit nie. Uiteindelik word elkeen geroep, ja. Elkeen word geroep tot 'n innerlike beweging. 'n Beweging om los te laat. 'n Beweging om God te vertrou, om oop te bly vir God se leiding en om getrou te bly wanneer die pad nie maklik is nie. En hier help Epifanie ons. Verlede week se beeld van die voorprent, die lokprent. Ons is God se voorprente in hierdie wêreld, van dit wat hy in die wêreld kan doen. Of vir mense te sê, as God dit in my lewe kan doen, kan hy in jou lewe dalk nog meer doen. So ons lewens wys vooruit na God. Beweeglikheid is soms stil, soms broos, maar is opreg, diep realiteit, 'n werklikheid. Nou het ons mos al geleer, dis die sout en die suurdeeg. Dis nie 'n geraas nie, dis teenwoordigheid. Dis baie keer onsigbaar, getrou in liefde, in stilte, waar niemand kyk nie. Daar vind hierdie werk plaas. Stadige groei, diep werk, diep innerlike verandering binne God se trou. So beweeglikheid en veerkragtigheid. Bou 'n geloofshouding wat uiteindelik sê, ek kan beweeg, ek kan bly staan, maar ek kan ook opstaan as ek geval het. 'n Geloofshouding wat kan luister en wat kan volhard, wat oop is, wat 'n openheid het, wat 'n onderskeiding het op grond van ons geworteldheid in Christus, op vaste fondamente waarop ons geloof gebou is, naamlik God se trou. So dis nie 'n heldhaftige geloof nie, jy's nie die superhero nie, jy's nie die main character nie. Dis volgehoue geloof. Is ook nie indrukwekkend nie. Dis uiteindelik getrou wees. Trou in God, getrou in jouself. Dis dalk dit wat God vandag op 'n eenvoudige manier vir ons kom sê.
Jy hoef nie alles te verstaan nie. Jy hoef nie alles in plek te hê en reg te wees nie. God nooi my om nie net te glo nie, maar saam met hom te leef binne sy groter verhaal, oop vir sy bewegings en gedra deur sy trou. Amen. Kom ons bid saam. Here, ek wil een kort sin bid vandag. Help my om saam met U te leef binne U groter verhaal. Oop vir beweging, gedra deur U trou. Amen. Voel ek herinner, jy kan vir my kontak op 083-654-0806. Ons kan daar met mekaar praat. Dan is dit ook baie belangrik terwille van ons weeklikse inoefening, die WhatsApps wat jy kry, dat jy seker maak jou nommer is op jou foon gestoor, sodat ons in die broadcast die boodskap vir jou kan uitstuur. En as jou nommer verander of jy kry aan 'n foon, maak net seker dat ek jou nuwe nommer het en dat my nommer op jou nuwe foon gestoor word. Jy is baie welkom. Ek wil ook vra, veral wanneer dit rondom siekte gaan of wanneer iemand in die hospitaal is, dat mense my maar persoonlik kontak. Elke mens hanteer maar hospitaal en siekte op sy eie wyse en daarom verkies ek dit dat families my persoonlik kontak, sodat ons kan gesels in hoe mate ons mekaar kan ondersteun in 'n tyd wanneer daar uitdagings is in ons lewe. So 083-654-0806. Vriende, daarmee gaan ek vir jou groet vandag tot 'n volgende keer toe. En jy sal in die week lekker saam met ons kan oefen. Ons begin weer môreoggend met ons volgende WhatsApp reeksie wat jy kry so 6:00 in die oggend. Kort, maklike ritme, jy lees 'n kort gedeelte, jy dink so 'n bietjie daaroor na. Jy wag op die leiding van die Gees, wat is God mee besig? Jy kry 'n kans vir 'n kort gebed en dan is dit belangrik dat daar ook so ietsie is wat jy of gaan doen in terme van jou lewe of daar's 'n bepaalde nuwe leefstyl of leefwyse wat ons aanleer. So ek sal daarmee jou verder gesels en mag dit vir jou 'n geseënde week wees en mag dit met jou goed gaan. Daarom groet ek jou vandag ook met die seën van die Here en met die bede dat jy sy getrouheid sal beleef waar jy ook al gaan. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en vir jou ook sy vrede gee. Amen.